Welkom almal. Ons gaan vandag gesels oor twee goed. Musiek en hoe musiek ons laat voel en ook hoe om die meeste te maak van elke oomblik wat ons in ons lewens het. Maar voordat ons daarmee begin, kom ons sluit die oë en ons bid saam. Dankie liewe Jesus dat U ons gaan leer hoe om musiek te maak en te sing vir U. Ook hoe om die meeste maak van elke oomblik. Baie dankie Here Jesus vir vandag. Amen. Verskillende soort musiek laat ons verskillend voel. Het jy geweet as jy dalk hartseer is en jy vrolike musiek luister, jy sommer vinnig beter voel. Maar as jy iets hartseer luister, dan gaan jy ook begin hartseer voel. En die kans sal wees dat jy sommer begin huil en jy sal nie eens weet hoekom jy huil nie, want jy is nie eintlik raar of hartseer nie. Musiek is iets wat almal by hulle hou vir altyd. Dalk kan jy sing of dalk nie. Dit maak nie saak nie. Musiek raak ons emosies en hoe ons voel. Ons kan sing oor liefde, ons kan sing oor wat ons bly maak en dit kan ons laat goed voel. Ek gaan nou vir julle twee stukke musiek speel. Een wat baie hartseer is en een wat baie vrolik is. Dink 'n bietjie hoe die musiek jou laat voel. So wat sê julle maat? Die hartseer musiek was daar baie hartseer. En die vrolike musiek was heerlik. En dit wys jou, dit is wat Jesus wil hê. Hy wil hê dat ons moet gelukkig wees. En een manier om altyd gelukkig te wees en tot oorvloedens toe so, is om hom in ons hart te hou en musiek te speel en te sing. En definitief tot eer van sy naam te sing. En dan lag ons sommer maar lekker ook, soos in die vrolike musiek was. En dit is wat ons wil doen. So ons gaan nou lekker saam ook sing. Dit is so lekker om die Here te dien. Dis 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 so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Maar dit is so
Dis swaar om jou laste te dra. Dis so swaar. Dis so swaar om jou laste te dra. Dis so swaar. Dis so swaar om jou laste te dra. Maar dis so lekker om die Here te dien. 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 Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker soos 'n cracker, so vreeslik baie lekker om die Here te dien. Dis so lekker soos 'n cracker, so vreeslik baie lekker om die Here te dien. Dis so lekker soos 'n cracker, so vreeslik baie lekker om die Here te dien. Maak nie saak wat die mense van die wêreld sê, dis lekker om die Here te hê. Dis so lekker soos 'n cracker, so vreeslik baie lekker om die Here te dien. Dis so lekker soos 'n cracker, so vreeslik baie lekker om die Here te dien. Dis so lekker soos 'n cracker, so vreeslik baie lekker om die Here te dien. Maak nie saak wat die mense van die wêreld sê, dis lekker om die Here te hê. Dit was darm nou verskriklik lekker, maat. Ek is sommer nou warm gesing. Kom ons gesels 'n bietjie oor vandag se boodskap. Watter tipe mense dink julle het geleef in die tyd van die Bybel? Was hulle so verskillend van ons? Regtig? Daar's 'n paar goedjies wat verskillend was, natuurlik. Hulle het nog op papierusse geskryf, as hierdie wat jy so ooprol en dat jy inskryf. En hulle het nie rekenaars gehad of selfone wat hulle op rond kon gewikkel het met hulle vingers nie. Nee, dit was een van die verskille. Maar weet jy wat is dieselfde? Ons het almal musiek en musiekinstrumente. Toe en nou. Ons lees op baie plekke in die Bybel van musiek en hoe mense aangemoedig word om te sing oor God se grootheid. As ons in die psalms blaai in die middel van die Bybel, is die meeste psalms liedjies wat geskryf was. Maar die woorde daarvan was geskryf om mense aan te moedig om hul gedagtig besig te hou met God. Hulle sing oor God, hulle sing oor sy skepping, hulle sing hoe dankbaar hulle is vir wat hy vir ons kom doen het. En dit is dinge wat nie geld vir die Bybel, net vir die Bybel nie, maar ook vir ons elke dag vandag nog. Paulus skryf in die boek Efesiërs dat die mense hulle gedagtes moet vul met God deur te sing. Kom ons lees gou net wat in die Bybel staan. In Efesiërs 5 vanaf vers 19 tot 20. Terwyl julle onder mekaar psalms, lofgesange en geestelike liede laat opklink, ja, van harte tot die Here sing en psalms sing en God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus dank. Kom ons kyk wat sê Sakeen Sieg oor hierdie gedeelte in die Bybel. Ek het iets uitgevind. Ek het nou die dag vir my 'n blikkie koeldrank gekoop. Ek drink nie baie daarvan altyd nie, maar ek mag, het was 'n spesiale dag. En toe maak ek die koeldrank oop en toe sê hy, pssst. Oh, dit is die lekkerste oomblik vir my, want jy hoor sommer die koeldrank is lekker, hy is koud. Hy maak sê, pssst. En dan is ek baie lus daarvan. En toe dink ek, ek weet hoekom maak jy koeldrank so, want dit is lekker vol gas, dit kiel jou tong en dit kiel jou keel as jy die koeldrank so drink, en dan is dit baie lekker. En as die koeldrank so maak, is dit omdat dit vol gas is. En toe lees ek Efesiërs 5 vers 15 tot 20, en toe sê ek, maar God se kinders is ook vol. Ons is vol van die Heilige Gees. En as die gas in die koeldrank is, dan maak dit dat die koeldrank anders klink, dit klink so, pssst. En as ons vol is van die Heilige Gees, dan klink ons ook anderste. Dan praat ons mooier, ons praat beter met mense, ons praat nie lelike goed nie,
En ons wil sommer sing en mooi goed sê van die Here en hoe wonderlik die Here is. So waarvan is jy vol? Ek is nou sommer lus vir koeldrank. Kapsj. Ons moet ook ons gedagtes op God stel en heeldag sing. Dalk hou jy nie van sing nie, neer jou fluit dan 'n bietjie, maar bring op enige manier so 'n manier tot God die eer. Probeer gerus wanneer jy bang of onseker is om te sing, dalk oor iets soos hoe groot God is en hoe sterk en almagtig hy is. Want sodra jy dit doen, dan weet jy hoef nie bang te wees nie, want hy's daar. God is altyd daar en as ons sing en hom in ons harte het deur te sing, dan voel hy net soveel nader. En terwyl God so naby voel, is die tweede opdrag wat ons gegee was om die tyd uit te koop. Nou wat beteken dit nou? Die Grieke gebruik die woord carpe diem, wat beteken koop die tyd uit. Maar dit maak ook nie vir my lekker sin nie. Dit is amper so iets, maak die meeste van vandag. Maar Paulus het hier ook bedoel kairos eintlik, nie carpe diem nie. Ag julle, ek is nie heeltemal seker nie. Ek dink ons moet vir Manie Muis vra om vir ons nou mooi te verduidelik. Hallo, dis Manie Meisenberg hier. Hoorie, maar baie van julle het seker nou 'n lekker spesiale vakansiedag gehad in die week wat verby is met Vrouedag. Ons is dankbaar vir al die spesiale vroue wat die Here vir ons gegee het. Maar as die vakansiedag nou verby is, dan is hy verby. Ons kan hom nie weer geniet nie, né? Wat klaar is klaar. En dan sien ek maar in Efesiërs 5, dan sê Paulus, koop die tyd uit. Dis die ou vertaling. Wie kan tyd koop? Niemand kan tyd koop nie. As dit klaar is dit klaar. Maar hy sê eintlik, hoor jy so, partykeer kan jy special in die winkel en dan moet jy dit koop, né? Jy moet die beste maak met jou geld, jy moet dit nie mors nie. Hy sê, moenie jou tyd mors nie. En het julle geweet, in Afrikaans sê ons net tyd. Ons het net een woord, tyd, en klaar. Maar in die taal wat Paulus gepraat het, Grieks, so 2 woorde vir tyd, ten minste. Die een is Chronos, dis eintlik maar wat ons gewoonlik bedoel met tyd, en dan is daar nog een Kairos, dit beteken die spesiale regte oomblik, die spesiale regte tyd. Hy sê, hoorie, jy moet wakker wees, daar is gereeld 'n spesiale oomblik, Kairos, jy moet nie dit mis nie. Wat beteken dit vir Christene? Hy sê, kyk uit, daar is kort spesiale oomblikke, en jy moet daai oomblik nie laat verbygaan nie. Jy moet dit gebruik om vir ander mense te wys. Wat beteken dit om in Jesus te glo? Kairos, spesiaal. Nou toe, hierdie is 'n Kairos oomblik van ons almal in Suid-Afrika en in die wêreld. Kom ons wys vir mense, wat beteken dit om in Jesus te glo? Nou verstaan ek ook. Ek hoop julle verstaan ook. So, ek verstaan vandag se lesse 2 stukkies wat ek moet in my kop hou en wat ek moet onthou. Laat jou hart oorloop met liefde vir God. En hoe doen ons dit? Hou altyd 'n lied in jou hart vir God en oor God. En dan tweedens, kyk altyd uit vir daai spesiale oomblikke om vir ander te wys wat dit beteken om in Jesus Christus te glo. Kom ons bid saam. Dankie Here Jesus, dat ons kan weet, nie net dat hy daar is nie, maar dat hy ons kan leer ook hoe om daar te bly in ons harte,
En dit doen ons deur U te loof en prys en altyd in ons harte hê om dit te sing en musiek te maak tot eer van U naam. En Here Jesus, asseblief help ons om raak te sien, daai spesiale oomblikke met ons ouers, met ons maatjies by die skool, waar ons vir mense kan wys wat dit beteken om 'n kind van U te wees. Dankie vir die geleentheid en dankie dat U altyd by ons is en ons harte is. Amen. Nou ja, nou het ons weer aan die einde van nog 'n lesie gekom, nog 'n Sondag. Ek hoop julle het so baie geleer uit hierdie lesse wat ek uitgeleer het. En ek kan nie wag om julle weer volgende Sondag te sien nie. Geniet julle week, kyk uit vir daai spesiale oomblikke en be blessed.